is meeste van die tyd een groot gejaag. Hoe kan ons ouers, of hoe kan jy ouers adviseer om regtig kwaliteit tyd saam met hulle kinders te spandeer? Ek sê altyd vir my ouers, as ek een woord kan gebruik, is dit eenheid. Sodra daar eenheid en samewerking is in 'n gesinsstelsel, dan kom daar kwaliteit tyd mos natuurlik saam met dit. En dit is my so hartseer om te weet ons leef in so 'n gejaagde lewe vandag en ouers en kinders kom regtig net nie by mekaar nie. En dit is so belangrik dat hulle daai tyd moet hê saam met mekaar as gevolg van die gejaagde lewe. As ek gaan kyk na 'n paar aspekte waarna ek sommer gou gedink het, is om net saam te sit om 'n tafel in die aande. En te eet. En te praat oor jou dag. Ek dink dit is iets wat ouers nie meer vandag doen nie, omdat pappas en mammas beide lang ure werk. Hulle kom laat in die aande huis toe, of daar's kleintjies wat mos obviously wil begin eet 5 uur of 6 uur en klaar bad en bed toe gaan. Maar om 'n tafel sit is eintlik vir my een van ons goue reëls in ouerskap. Laat ouers moet kan sit en elkeen kan elke dag hoor, wat was jou kroentjie en wat was jou twintjie vandag? Wat was jou hoogtepunt? Wat was jou laagtepunt? En daai kwaliteit tyd en samesprekings en kommunikasie is 'n baie goue reël vir my. En 'n mens kan dit nog doen. So ten minste een keer 'n dag om 'n tafel sit, wil ek vir jou sê, Hanneke. Ek dink nou sommer terug aan jare terug in ons kinderdae. Jou kwaliteit tyd met ouers was gewees, jy het saam met hulle in die aande, het jy die kouse opgerol. Ek weet nie of julle dit gedoen het nie. Ons het nog kouse saam opgerol. Dit was nie vir jou gedoen gewees nie. So jy het saam met jou ouers in die aande, het jy mandjies gegooi, jy het 'n speletjie gemaak daarvan en jy het kouse opgerol. En dit is iets wat ek regtig kan onthou van my kinderdae. Dit is kwaliteit tyd en ongelukkig vandag gebeur dit nie meer nie, want alles word vir die kindertjies mos maar gedoen. So ek dink dit is ook 'n belangrike ding om in die aand saam met jou kind te kan tyd spandeer as 'n ouer nie tyd het nie. Of om net saam kos te maak en kindertjies te betrek. Ek het gister 'n ou dogtertjie gesien wat vir my gesê, Tannie, sy maak al kos, dis haar taakie. En sy was graad 1. En toe dink ek, "Haai, dis eintlik vroeg, maar sy is eintlik al so oulik met dit." En dit is tog kwaliteit tyd, né? Ek dink ook altyd ouers begin altyd te dink, wat kan hulle speel met hulle kind? Dit kan alledaagse goedjies wees in die huis. Dit hoef nie altyd tyd te wees om te gaan sê, nou gaan ons na hierdie plekkie toe of daai plek. Dit kan algemene goedjies wees. Soos speletjies met jaagspeletjies. Jaag hulle in die huis, stoei speletjies op die mat. Wegkruipertjie, staar in mekaar se oë. Kyk wie se oë word die rooiste of wie begin te lag. Dis speletjies wat die kinders nie meer vandag ken nie. En as jy baie meer tyd het, kan mens natuurlik na aktiwiteite gaan kyk, soos kom ons vat boks en ons bou 'n tent, of kom ons bou 'n karretjie wat ons saam kan bou, mekaar kan sleep in die huis. En natuurlik kan 'n mens tyd so benut soos wat jy meer tyd het om te kyk wat kan jy later in 'n dagaktiwiteit doen, soos saam winkels toe te gaan of so. Maar ek dink terug te kom by die huis met tyd in die aande, wat is belangrik vir daai tyd vir die kindertjies? Is dit alledaagse goed in 'n huis wat ouers net kan begin toepas? Ek het ook 'n ding wat ek graag wil noem. Baie van ons kinders, ouers vra ek vir my, maar wat doen ons as daai kind nie wil speel nie? Of as hy nie wil gesels nie, soos om 'n tafel nie. Wat doen jy? Want dit is ook 'n realiteit, né? En dit kan temperamenteel ook verbandhoudend wees. Ek sê net altyd, jy as ouer moet die positiewe gesindheid behou om dan jou kind te kan bereik, om dan vra net anders te vra. Ek praat mos van 'n ek-boodskap in my praktyk waar jy vir die kind kan sê, mamma kan sien jy lyk nou vir my bietjie moeg vandag en nie so lus om te gesels nie. Maar vertel my nou bietjie, wat het alles gebeur vandag? En net daai manier van hantering leer om die aandag nie direk op die kind te sien nie, maar jou emosie wat jy ervaar mos van die kind. Maak wat jy optel, ja. Maak daai kind wat nie praat nie, of daai kind wat nie lus is vir speel nie. Jy steek hulle aan. So dit gaan eintlik hier oor die ouer. Die ouers se gesindheid speel 'n belangrike rol ook met tyd. Want ouers vra, ons praat nou maklik oor wat kan ons saam met kindertjies doen om kwaliteit tyd te maak, maar wat van die kind wat dit nie wil hê nie. So temperamente speel ook 'n belangrike rol om dit in ag te neem. Ons het mos in 'n vorige video gepraat oor temperamente al. En dis belangrik dat ouers dit moet weet en hulle moet ken, maar jou gesindheid en jou houding en jou half leidende ouerskap vra, gaan daai kind ook tog bring om tyd te spandeer saam met 'n jy kan nie as 'n ouer nou verwag jou kind wil tyd saam met jou spandeer en jy is hierdie stresballetjie nie. Verstaan? Ek dink mense moet ook, dit is waar wat jy sê, mense moet regtig rustig wees en en ek dink ook om terug te gaan na jou vraag, wat die wenke kan wees vir die tydsaspek is ook ouers moet ook dan leer om af te kom van hulle fone. So en te luister.
Dit is 'n baie belangrike ding daai, want 'n kind gaan nie vir jou luister as jy vra of was hulle dag en jy's besig met 'n e-pos nie. Hulle gaan nie luister nie. Ja. So ek dink dit is ook 'n belangrike wenk in ouerskap, dat jy moet ook aan jouself werk om by die kind te kan uitkom om te kom luister. Sure. Ja.